Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 62 in ons reeks oor jou identiteit in Christus en ons gesels oor ons identiteit as seuns van God. En ons het dit al 'n paar keer genoem, maar as ons na die evangelies kyk, is daar net een persoon met wie ons onsself kan vergelyk, want daar's net een seun van God in die evangelies en dis Jesus. En deur wedergeboorte is ek en jy 'n nuwe skepsel, 'n nuwe spesies, ook 'n seun van God. Ek en jy is nie maar net 'n mens nie. Wel, dalk in die fisiese spieël in die badkamer is ons, maar in die spieël van God se woord is ek en jy 'n seun van God. So Jesus is ons voorbeeld. Hy is die een wat ons navolg en naboots. Hy is die eerstgeborene van ons almal. Ons het dieselfde Vader. Ons is gebore uit dieselfde saad, die onverganklike woord van God. Ons het 'n woord of 'n saad gehoor, dit ontvang en geglo. En ons is wedergebore. En daardie saad herproduseer volgens sy oorsprong. Daai saad kom van God en hy herproduseer 'n seun van God. Nou kom Jesus in Johannes 14 vers 12 en sê vir sy disippels, Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Jesus self sê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Wie sal dit kan doen? Wie in my glo. Wie in my glo. Alles kom altyd terug na geloof in Jesus, want dit maak die speelveld gelyk. Dit maak nie saak of jy ryk is en of jy arm is, en of jy uit 'n goeie huis uitkom of uit 'n slegte agtergrond uitkom. Dit maak nie saak of jy siek is of gesond is nie. Almal kan 'n woord ontvang, 'n saad, en glo. Dit kom altyd terug na die begin, die saad van die woord. As jy die saad, die woord gehoor het en ontvang het, is jy 'n seun gemaak. En as jy 'n seun van God is, kan jy doen wat die eersgebore seun van God gedoen het. Jesus sê hier, wie in my glo. Dis nie vir die pastoor of die evangelis of 'n paar uitgesoekte spesiale mense nie. Dis vir wie in my glo. As jy vandag in Jesus glo, dan kan jy doen wat jy hom sien doen in die woord. Hoekom? Want ons is van dieselfde saad gebore. Hy is die eerstgeborene. Hy leef nou met sy volheid in ons, want ons het ons geloof, ons vertroue in hom geplaas. As jy vandag wedergebore is, maar jy kan aan 'n klomp redes dink hoekom jy nie bevoeg is om siekes te genees en om dooies op te wek nie, dan is dit eenvoudig omdat jy jou hand uitstrek na die boom van kennis van goed en kwaad. Jy wil daar bepaal of jy goed genoeg is. Maar daai boom het nog nooit lewe vir enige iemand gebring nie. Dit kon nie Adam en Eva lewe gee nie, en dit kan ook nie vir jou vandag lewe gee nie. Daar's net een waar ons kan lewe en lewe in oorvloed kry, en sy naam is Jesus. En Jesus sê, wie in my glo. Wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Ons maak baie ander dinge die bepalende faktor, en ons kyk altyd eers na sonde of geen sonde, groot sonde of klein sonde, 5 minute bid of 2 ure bid, 1 vers gelees of 100 hoofstukke gelees. Hierdie is vrugte, maar dis nie die wortel nie. En moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, om vlekloos te leef is belangrik. Om te bid en die woord te lees is belangrik, en dit moet vir ons belangrik wees. Maar dit moet nie die boom wees, waar ons gaan bepaal of ons goed genoeg is nie. Hierdie dinge moet die vrugte wees van ons identiteit as volwasse seuns van God, maar dit moenie ons identiteit wees nie. My en jou identiteit is Jesus. Ek en jy is seuns van God, soos Jesus, want ons het 'n woord ontvang en geglo. En daarom sê hy, wie in my glo, hulle sal dieselfde doen as ek. Glo jy vandag in Jesus, dan is jy gekwalifiseerd, want hy is jou kwalifikasie. Dis nie geloof plus
wat jou kwalifiseer nie. Dit is jou geloof in die een wat gekwalifiseerd is, wat jou kwalifiseer. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U ons vandag kwalifiseer. Dis eenvoudig ons geloof in U, wat aan ons die krag gee, wat aan ons die kwalifikasie gee. Dis ons geloof in U, en U in ons, wat ons bevoegd maak. Help ons om die eenvoud, maar tog ook die grootheid van hierdie werklikheid te aanvaar, te glo en dit te gaan leef. Ons kan doen wat U gedoen het, want ons is in U en U in ons. Ons geloof is in U. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.